Brenton Jackson decided to put God first in his life. What can we learn from his story today that will help us put God first in our own lives? Brenton was born in New Zealand to a loving and caring Adventist family. He learned about Jesus and God's love for him. Everything was going well until he was 13 years old, when his parents got divorced. Now, this experience was so shocking for Brenton that he left the church and lived for many years without any connection to Christianity. Things started to change once again when he found himself jobless and on the edge of homelessness, with nothing left but $200. How did this happen? He asked himself. At his lowest moment, Brenton remembered the love of God he experienced as a child. He remembered the sacrifice his parents made in putting God first with everything they earned. Realizing that they never lacked anything at home, he made a decision that changed his life. In trusting his future to God, Brenton trusted his last $200 to God, donating it to a local Adventist church. As with the widow in biblical times, Jesus certainly watched as Brenton gave him everything he had. What happened next was that everything he needed was miraculously provided, and it continues to be provided today. Brenton is now a fully devoted disciple who puts God first in everything, thankfully recognizing that everything he has comes from God. Ellen White reminds us that the Lord does not need our offerings. We cannot enrich him by our gifts. Says the psalmist, "All things come of thee, and of thine own have we given thee." Yet God permits us to show our appreciation of his mercies by self-sacrificing efforts to extend the same to others. This is the only way in which it is possible for us to manifest our gratitude and love to God. He has provided no other. Brenton put God first throughout his adult life. His determination inspires us today. Jesus gave up everything to redeem us, and his love compels us to put his kingdom first in our own lives. As we return the tithe and our promise offering, we are challenged to put God first. Daar is verskillende maniere om die tiendes en offergawes aan die kerk te gee, soos jy kan sien op die bord, maar dan is daar mense wat verkies om dit in die boksie te gooi of in die houer te gooi. Ek weet nie of die een nog hier voor is nie, maar ek weet daar bo is een. So diegene moenie vergeet nie, diegene wat hulle tiendes en offergawe wil kerk toe bring, daar is 'n houer waar jy dit kan insit, want ek weet baie mense glo dit moet na die huis van die Here toe kom. Ons respekteer dit ook. En dan het ek die ander dag gedink, ons neem nie meer die kleuterbeursie op in die kerk nie, maar toe kry ek 'n plan in my kop en ek sê, ek sit nou al lank met al die klein geld in die sakkie. So hou dit in die sakkie en gooi dit ook in die houer. As jy dit dalk nog nie gedoen het nie, sit dit in jou sakkie en gooi dit net so in die houer. Moenie dit los ingooi nie asseblief, anders is dit te veel. Hou dit in 'n banksakkie en sit dit ook daarin. Baie dankie. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U het vir ons gesorg en ons het ons tiendes gegee, wat nie ons sin is nie, Here, en ons vrywillige offergawe, omdat ons lief is vir U, Here, gee ons uit ons hart uit. Ons vra dat U die tiendes sal seën, soos dit gebruik sal word om baie mense na U toe te bring. Die offergawe, Here, vra ons 'n groot seën op, want dit word gebruik om ons kerk ook in stand te hou. Ons sê baie dankie, Here, vir wat ons kon bring, en ons vra dat U alles sal seën. Here, daar is diegene wat werkloos is, ons vra dat U ook sal aanvul en dat U ook in hulle behoeftes sal voorsien. Baie dankie, Here, dat U altyd vir ons voorsien. In Jesus naam, amen. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. Oh, He who healed, now to His temple draw near. Join ye in glad adoration. Oh, He who healed, now to His temple
granted in what he ordaineth. Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy here daily attend thee. What the Almighty can do, if with his love he befriend thee. Ponder anew what the Almighty can do, if with his love he befriend thee. Dit is vir ons 'n voorreg om saam met julle te aanbid. Terwyl ek hier sit, toe dink ek dis nou 42 jaar wat ons hier aanbid in hierdie kerk. Is 'n lang tyd, En die Here was nog net goed vir ons gewees. Die bergpad van die lewe. Het julle die laaste 2 jaar bergpad geloop? Een van die mooiste plekkies vir my in die Kaap is seker die Jonkershoekvallei. So 10 kilometer buite Stellenbosch aan die voet van die skilderagtige Hottentots-Holland berge. Die Jonkershoek Natuurreservaat sê hulle vir ons is omtrent 9800 hektar en dit vorm deel van die 42.000 hektar natuurreservaat van die Hottentots-Holland area. Ek is so bly dat hulle vroeër jare al besluit het om hierdie gebiede natuurreservate te maak, dat daar iets is wat kan nog oorbly vir ons. En bo in hierdie berge om Jonkershoek was dit baie interessant vir my uit te vind dat hier het die Bergrivier, die Lourensrivier en die rivier sonder end eintlik hulle oorsprong. Asook die eerste rivier wat van bo af deur die Jonkershoekvallei vloei. In 1692 het Simon van der Stel aan 'n sekere Jan Andriessen, ook bekend as Jan de Jonkheer, omdat hy 'n jonkman Adelbors op die skepe was, het Simon van der Stel vir hom hier 'n stuk grond gegee. En Jan het toe hierdie stuk grond de Vallei Jonkershoek gedoop. En dis waar die naam vanaf kom. Nou een van die grootste aantrekkingskragte van die hele Jonkershoekvallei, behalwe nou vir die ouens wat fietsse daar gaan ry en navorsing doen oor die natuur en visse en insekte en voëls, is seker vir my die voetslaanpaaie. Die staproetes wat die avontuurlustige altyd beloon met asemrowende uitsigte en helder koue bergstrome wat 1000-mal lekkerder as die duurste Johnny Walker brakwater smaak. Die Jonkershoekvallei het nou al vir meer as 40 jaar vir ons 'n baie spesiale plekkie in ons harte geword. Want dis daar waar ek en Kiewit as jong getroude paartjie telke male met die voetpaadjie tot by eerste en tweede waterval gestap het en die veld met al sy kinders geniet het. En mettertyd was dit met ons kinders. Toe hulle beentjies nog klein en wankelrig was, as ons Sabbatmiddag met 'n piknikmandjie onder die pinnoubome gaan kombers oopgooi het.
As die beentjies in die voetpad moeg begin raak het Paakie hulle op sy nek gedra. Eers Marlies en later aan Heinrich en toe klein Imelda. En ons het hulle die vissies in die bergstroomppies gewys. En as dit warm tye soos hierdie was in die somer, het ons hulle laat afkoel in die koue bergstrome. En toe hulle beentjies die dag begin sterker word, het ons vir hulle rugsakkies gekry. En het hulle saam met Paakie die voetslaanpaaie begin stap. En dis was die wonderlikste ervarings vir ons, wat vandag die mooiste herinneringe bring, nou dat ons kinders ver paaie in die wêreld loop. En Paakie se bene die kleiner bilte verkies. Die Jonkershoekvallei sal altyd 'n baie spesiale plekkie in ons harte hê. En ek onthou 1 jaar om die nuwe jaar op 'n hoë noot te begin, het ek en Prof David en Heinrich, ons seun en sy skoolvriendin Claire besluit om die panorama roete in Jonkershoekvallei aan te durf. Dis 'n 17 kilometer staproete wat onder by die parkeerarea naby Eerste Waterval begin. En ek weet al uit ervaring uit dat daardie eerste 4 kilometer jou kuite laat kerm. Want dis styl opdraande, met kronkel voetslaanpaadjie wat al tussen die fynbosreigtes loop en oor Dwarsberg plateau strek. En hoe hoër jy klim, hoe mooier word die wêreld om jou, totdat jy uiteindelik heel bo in Bergrivier nek kom. En dis waar jy die rugsak afhaal en jou siel se vensters oopmaak, dat die stilte salig jou binneste kom vol hê. En die uitsig hiervandaan is asemrowend. Aan die een kant lê die Banghoekberge met die miswolke wat in slierte tussen die donker klowe insypel. En voor jou lê as 'n gaaiboskloof wat afwaarts kronkel tot onder by Franshoek. En agter jou lê die Jonkershoekvallei uitgestrek met Tafelberg wat duinserig in die verte toon. En hier tussen die miswolke met die vallei en die berge om jou, is dit amper of jy soos Moses van ouds 'n stem uit die rotse hoor. Trek uit jou skoene, want jy staan op 'n plek wat aan die Here behoort. Daar's 'n bekende lied wat altyd met my hart praat. Dis die lied van die bergpad van die lewe. Van die valleie in ons lewens, maar ook van die bergrivier nekke wanneer ons bo staan. Julle ken almal hierdie lied, dis die lied God on the Mountain. En ek het vir Bernadette gevra om dit vanoggend vir ons te speel. Kom ons luister na die woorde. When you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known, but things change when you're down in the valley. Don't lose faith, you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in
life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Baie dankie. Dis die bergpad van die lewe wat ons almal ken, is dit nie? Hieronder in die vallei waar die bergpad begin, kan 'n mens baie maklik moedeloos raak as die hoë berge alkante om jou uittroon en soos reuse voel of hulle jou vaskeer. Ons ken daardie gevoel. Die vallei ervarings kan 'n mens baie maklik depressief maak. En jou met engtevrees vul, want dis hier waar die hittegolwe van die lewe, die troubles waarvan sy gesing het, ons vasdruk. Ons ken hierdie pad van swaar kry. Want dit kom al van die dag dat ons voorouers die hek by die tuin van Eden laat oop lê het. Maar gelukkig bestaan die bergpad van die lewe nie net uit vallei ervarings nie. Daar's ook berg, rivier, nek ervarings in 'n mens se lewe, want as jy heel bo kom en jy kyk om jou na die miswolke en die bergpieke, dan weet jy staan op 'n plek wat aan die Here behoort en dat hy daar by jou is. Hierdie on top of the world ervaring, waar jy jou longe kan voltrek van die skoon berglug en jou siel se voordeur saggies oopmaak, dat die bergslavinne kan kom huis skoonmaak. Dis wanneer die lewe ons goed behandel en die goedheid van die Here ons telkens net oorlaai. Dis die bergpad van die lewe wat ons almal ken. Koning Dawid het ook die bergpad van die lewe goed geken. As 'n mens die psalms bestudeer, dan vind jy oral voorbeelde van hierdie vallei en bergrivier nek ervarings. Psalm 13 vers 1 tot 3 sê hy: "Hoe lank gaan U my nog alleen los, Here? Gaan U my aan mekaar bly vergeet? As U my nie help nie, voel dit of my swaar kry 'n ewigheid aanhou. Hoe lank gaan U niks aan my krisis doen nie? Hoe lank moet ek myself uit hierdie moeilikheid probeer kry? Ek is moeg daarvoor om aan mekaar bekommerd te wees." Ken jy daardie vallei ervaring? Om aan mekaar bekommerd te wees. Die 2020 vertaling sê: "Hoe lank moet ek nog hierdie kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart." Dawid is onder in die vallei en hy voel hoe sy kuite kerm. Hy voel die steilte van die bergpaadjie en die son wat brand.
En asof die hittegolwe hom vasdruk en die hoë bergpieke soos reuse hom hier vaskeer. So as daar nie uitkomkans is nie. En op 'n ander plek roep hy uit in Psalm 55, alles is de mekaar in my kop, ek weet nie wat om te doen nie. Binne in my woel dit die heeltyd. Slegte mense maak die wêreld vir my moeilik, hulle behandel my soos 'n vloerlap, ek kan dit nie meer uithou nie, alles word net te veel vir my. Ek is bang om dood te gaan. Dawid het die bergpad van die lewe goed geken. En die vallei-ervarings was hy goed mee bekend. Hy het geweet wat dit is as die teleurstellings en frustrasies van die lewe net te veel word vir jou. Hy het geweet. Maar Dawid was ook bekend met die bergriviernek ervarings. Die ervarings as jy bo op die berg staan. Luister wat sê in Psalm 62. Ek is rustig wanneer ek by die Here is. Ek het vir myself gesê, word stil en rustig by die Here. Om by hom te wees gee vir my hoop, ek vertrou, my beskerm en red my, daarom sal niks my onderkry nie. Bergriviernek ervaring. De Messi's parafrase beskryf dit so mooi. He solid rock under my feet, breathing room for my soul. Is dit nie mooi nie? In Psalm 56 vers 14 vat Dawid dit alles pragtig saam as hy sê, U het my gehelp om saam met U op die pad van die lewe te bly, al was dit baie moeilik. Bergpad is nie maklike pad nie. Al was dit baie moeilik. Dawid sê, U het my in die lewe gehou. Dis of hy sê, Here, U het my gehelp met die steiltes van die bergpad van die lewe. U het by my gebly en ek het weer moed geskep om verder te stap en uiteindelik bo op Bergriviernek te kan staan op die plek wat aan die Here behoort. En soos Dawid ken U vanoggend ook die bergpad van die lewe. U ken die vallei-ervarings, wanneer die hittegolwe van die vallei ons druk. Wanneer ons met hoë bergpieke wat soos reuse om ons uittroon, vasgekeer voel en ons na uitkoms smag. U ken daardie pad. Die afgelope 2 jaar was een van die vallei-ervarings, hierdie COVID-pandemie wat ons almal geraak het. Vir party van ons was dit 'n hartseer ervaring toe ons geliefdes aan die dood moes afstaan, iets wat ons nooit voorsien het of verwag het nie. En soos Dawid wou ons uitroep, as U my nie help nie, voel dit of my swaar kry 'n ewigheid aanhou. Hoe lank gaan U niks aan my krisis doen nie? Hoe lank moet ek myself uit hierdie moeilikheid probeer kry? Ek is moeg daarvoor om aan mekaar bekommerd te wees. Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Van U ken die ervaring van bekommernis, van 'n binneste vol kwellinge, van 'n vallei-ervaring, toe 'n geliefde aan 'n ventilator gekoppel in ICU moes lê. En U nie geweet het wanneer die dood ongesien sy opwagting gaan maak nie. Sommige het hulle werk verloor. Dis elke dag kommer in 'n mens se hart. Ek kan my dit net indink. Ander voer weer 'n stryd teen hierdie daaglikse depressie,
wat deur die COVID-pandemie vererger is, kwellinge wat in 'n mens se binneste bly. En soos Dawid is ons ook bekend met die teleurstellings en swaar kry van die lewe. Ons ken dit. Ons loop ook die bergpad van die lewe elke dag, terwyl ons nog op hierdie aarde is. Ons word baie dae moedeloos as dit vir ons voel die bergpaadjie raak te styl. Of die hittegolwe van die vallei druk ons vas. Maar ek is oor een ding vanoggend dankbaar, dat ons nie alleen hierdie bergpad van die lewe hoef te loop nie. Dat die Here elke tree van die pad in die valleie teen die styl opdraan is hy tot bo op Bergriviernek saam met ons stap. En die pad wat 'n mens saam met die Here in jou lewe begin loop is nie altyd 'n maklike pad nie. Jy weet dit. Soos met die begin van die panorama staproete in Jonkershoek Vallei is daar welige fynbos wat op baie plekke 'n mens se uitsig belemmer. Soms word ons geestelike uitsig waaroor ons so opgewonde oor was toe ons uit die doopbad uit opgestaan het. Soms word daardie uitsig belemmer deur die dinge van hierdie wêreld wat op ons pad kom. En sommer van die begin af is dit styl opdraande en dis nie lank nie of jou kuite begin kerm as jou lyf noodgedwonge na 4x4 moet oorskakel. Maar een groot voordeel is ons stap nie alleen nie. Jy stap ook nie met vreemdelinge nie. Prof David en ek kom al van hoërskool daar af saam. My seun is my eie vlees en bloed. Sy vriendin was soos 'n dogter vir ons. Jy stap saam met mense wat omgee, wat jy ken, vir wie jy lief is. En soms is 'n mens onseker oor die staproete wat vir jou voorlê. As jy opkyk, lyk die berge baie hoog, en die pad lyk te styl, en jy wonder so stilweg of jy die regte ding gedoen het. Maar soos die staptog vorder en jy al hoër beweeg, word die uitsig net mooier en mooier. En jy sien bakens hier van bo af, wat jy al onder gesien het, maar dit lyk totaal anders. En die wêreld begin vir jou anders lyk as voorheen, en dit bring 'n opgewondenheid hier in 'n mens se binneste. En naderhand is jy nie meer bewus van die swaar kry nie. Ek dink altyd aan wat Ingrid Bergman gesê het, en haar naam pas nogal by haar gesegde Bergman. Sy sê, getting old is like climbing a mountain. You get a little out of breath, sometimes baie, but the view is much better. You get a little out of breath, but the view is much better. En so is dit met ons geestelike lewenspad, is dit nie? Ons is nooit alleen nie, en al sou hulle wat saam met ons stap, dalk langs die pad moeg word en omdraai, vir een of ander rede, is die belofte van die Here nog dat hy altyd by ons is. Hy draai nooit om nie. Hy stap saam met ons endtyd. Luister wat sê Psalm 23. Dis 'n pragtige psalm, en ek hou spesiaal van hom in die boodskap. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is, selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie. Sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm, U laat my veilig voel. Sjoe, U is altyd by my. For the God on the mountain is still God in the valley. Dawid sê, soos 'n goeie gids, loop die Here saam met ons op hierdie bergpad. Dis vir hom 'n vertroosting, want die Here laat hom veilig voel.
En ek dink weer aan die dag toe ek saam met David en Heinrich en Claire die panorama-roete gestap het. Ons het baie afdraaipaadjies gekry. Van die wat al die roete gestap het sal weet, oral kom daar ander bergpaadjies in van die kante af, wat aansluiting vind by ander staproetes. En 'n mens kan maklik die verkeerde paadjie op 'n plek vat en dalk in Franshoek of waar ook al eindig. En dit raak nog moeiliker wanneer die miswolke begin inskuif en jou uitsig nie meer so goed is nie. Maar dit het ons gedwing om kort na die kaart te kyk, net om seker te maak dat ons nog op die regte paadjie is. Sonder die kaart kon ons maklik op 'n dwaalweg op die verkeerde roete beland het. Geliefdes, die Here het vir ons 'n kaart gegee vir die bergpad van hierdie lewe, sodat ons nooit op 'n dwaalweg hoef te beland nie. Sy woord dui vir ons die regte pad aan. Paulus sê in Romeine 6 vers 21, om in sonde te leef is niks anders as 'n doodlooppad nie. Dis 'n verdwaalpad, maar saam met die Here is die bergpad van die lewe. En daarom vra die psalmis in Psalm 25, wees vir my soos 'n onderwyser. Gee my insig sodat ek weet wat U wil hê ek moet doen. Wys my watter pad die regte pad is. En leer my hoe U wil hê ek moet lewe. Laat my op die regte pad loop. Dis die definisie van 'n onderwyser. Iemand wat iemand anders wys waar die regte pad van die lewe is. Uiteindelik was ons bo op die berg. Bergriviernek, kan jy nog onthou, David? Waar ons kon terugkyk oor die Jonkershoekvallei. En aan die ander kant al met die Assegaaibos kloof af na Franshoek se kant toe. Om ons het die bergpieke tussen die lae miswolke soos reuse uitgestaan. En die donker klowe van die Banghoekberge het geheimsinnig in die mistigheid gelê, asof tyd hier kom stil staan het. Dit was 'n ongelooflike ervaring. En ons het saam gebid en die Here dankie gesê dat ons hier op 'n plek kon staan wat aan hom behoort. Dit het die oomblik baie spesiaal gemaak. Miskien met ons geliefdes op hierdie bergpad van die lewe leer om vir 'n wyle stil te staan en saam met die wat saam met ons op die pad is, vir die Here dankie te sê vir al sy seëninge, vir sy bergrivier ervarings, maar ook dat hy saam met ons in die valleie is. Miskien moet ons elke dag as ons opstaan, soos ek al vir 42 jaar doen, na Helderberg kyk. Aan die seëninge dink wat die Here oorvloediglik aan ons skenk en dan 'n lewe van dankbaarheid vir hom leef. Kom ons bemoedig mekaar vandag weer met Dawid se woorde. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Loop altyd saam met hom op die bergpad van die lewe. Al word die opdraande styl, al begin die kuite kerm, want saam met hom is ons binnekort op Sionsberg. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, ons dankie dat ons nie alleen hierdie bergpad van die lewe hoef te stap nie. Dankie Here dat U elke tree saam met ons gee. En as die opdraande hierdie week vir ons styl word,
mag ons bewus wees van u teenwoordigheid by ons. Dankie dat ons een van die dae op berg Sion kan staan, saam met u en almal wat aan u getrou was deur die eeue heen. Mag dit elkeen van ons wat vanmôre hier is, se voorreg wees. Want ons bid dit in Jesus se naam. Amen.